So laasweek het ons gepraat oor die man wat by die bad gelê het. Ons het vanoggend ook oor die man gepraat wat by die bad gelê het en die Here wat by die man kom wat vir 38 jaar al daar lê. 38 jaar sonder hoop, sonder toekomsbeplanning, sonder vooruitsig, hopeloos daar langs die bad lê want almal is vinniger as hom. Almal kom eerste in die water uit en dan kom Jesus tot by die man en hy vra vir hom, wil jy gesond word? En in sy volgende woorde sê hy vir hom, staan op en loop. En ons sien dat al hierdie gebeur op die Sabbat en die feit dat Jesus vir hierdie man gesê het, staan op, tel op jou slaapmat en loop, krap toe die Fariseërs heeltemal om, want nou dra hierdie man iets op die Sabbat. En ons het laasweek gesien hoe ernstig is dit vir die Jode om by hierdie reëls te hou. Hoe ernstig is dit vir hulle om seker te maak, ek dra nie iets op 'n Sabbat nie. Hulle sal honderde duisende dollars spandeer om 'n stad te, of 'n vislyn om 'n stad te span, net sodat hulle binne in daai stad goed kan ronddra. Maar ons sien dit is die begin van die onderonsies tussen die Fariseërs en Jesus. En daarna kry Jesus die man in die tempel en sê vir hom om nie weer te sondig nie, sodat iets ergers nie moet gebeur nie. En sien daarna was daar nog 'n konfrontasie met die Fariseërs gewees, waar Jesus homself gelyk gestel het aan die Vader. En toe krap die Fariseërs eers om. En ons het mekaar gesê in vers 17, of van vers 17 af en vers 19, begin ons karaktereienskappe van Jesus sien. In Johannes 5 begin Jesus oor homself praat, oor sy verhouding met die Vader, die vergelyking tussen hom en die Vader. En wanneer ons na hierdie goed kyk, kan ons leer uit Jesus se verhouding met die Vader. Ons kan van daai karaktereienskappe vat en sê, Here, maar ons wil dit net so toepas in ons lewens. Ons wil dit net so vat en ons wil ook so leef. Ander van hierdie karaktereienskappe soos wat ons vanaand gaan sien, gaan ons 'n beter idee gee van wie Jesus dan nou werklik eintlik was. Wat was die mag wat aan hom gegee is? Die eerste karaktereienskap wat ons gesien het, en daar kom nog 'n klomp vanaand waar Jesus oor homself praat, maar die eerste een wat ons gesien het wat Jesus heeltemal anders te maak as al die ander mense, is sy verhouding met die Vader. En die feit dat deur sy verhouding met die Vader, reflekteer hy die Vader. Hoor wat het vers 17 gesê van Johannes 5, hy sê, maar Jesus het teenoor hulle reageer. My Vader werk tot nou toe, en ek is ook aan die werk. En dis hoekom Jesus op die Sabbat gewerk het, want hy sê, julle besef nie, die Vader werk ook op die Sabbat. Dis hoekom ek op die Sabbat werk. En dit is ons eerste karaktereienskap gewees. Jesus se verhouding met die Vader, dit wat die Vader doen, doen hy. Hy reflekteer die Vader, omdat die Vader werk, werk hy. En ons het verder daaroor gepraat, en dit is beskikbaar op YouTube as jy dit weer wil gaan kyk. Vers 19 het gesê, Jesus het daarop reageer, ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie uit doen nie. Hy doen slegs wat hy die Vader sien doen, en wat ook wat vir die Vader ook al doen, dit doen die seun net so. En hier sien ons die tweede karaktereienskap wat Jesus gehad het, is sy koneksie met die Vader, sy afhanklikheid van die Vader. Die feit dat Jesus net doen wat die Vader doen, en net doen wat hy die Vader sien doen. Ek wil julle vat na vers 20 toe, en dis waar ons dan nou begin vanaand. Vers 20 van Johannes 5 sê, die Vader het die Seun lief, en wys hom alles wat hy self doen, en hy sal hom nog groter dinge wys, as hierdie, sodat julle verstom sal staan. Sien die volgende karaktereienskap, wat ons hier by Jesus sien, die volgende ding, wat ons sien Jesus in glo en wat hy leef, is sy sekuriteit in die Vader. Hy weet waar hy staan met die Vader. Hy is nie onseker waar hy staan nie. Hy is nie konstant tussen twee plekke van, het die Vader my nou lief, het hy my nou nie lief nie. Is ek nou sy kind, is ek nou nie sy kind nie. Ons ken sulke mense. Ons het met hulle te doen. Soms is ons self die mense wat konstant wonder, waar staan ek met die Vader?
Is ek dan nou gered of is ek dan nou nie gered nie? Wat moet ek nog doen? Is daar iets wat ek gemis het? Lees ek te min Bybel, bid ek te min? Wat daai onsekerheid. En die een ding wat ons hier by Jesus kan leer vanaand, is sy sekerheid in sy verhouding met die Vader. Kan jy jouself indink, hoe lekker gaan jy slaap in die aande? Hoe lekker gaan jy jou kop kan neerlê, as jy soos Jesus kon sê, ek weet, dat die Vader het my lief. En ek weet, hy het vir my groot dinge gewys. En ek weet boonop dit, gaan hy vir my nog groter dinge wys. Dan gaan jy jou kop neerlê in die aande en jou gedagtes gaan stil wees. Want kom wat wil, die Vader het my lief. My sekuriteit is nie in my huweliksmaat nie. Ja, ek is lief vir haar, en sy is lief vir my, en ons vind tog 'n mate van sekuriteit in mekaar, maar dis nie waar my sekuriteit lê nie. Dit lê nie in haar nie. Want as dit in 'n persoon lê, 'n persoon fail, 'n persoon misluk, en dan is jou sekuriteit daarmee heen. My sekuriteit is nie in my werk nie. As my sekuriteit in my werk was en die besigheid vou môre, dan val my hele fondasie in mekaar, want dis waarop my sekuriteit gebou is. Ek is afhanklik van my werk. Wou julle saam met my lees? As hy. My sekuriteit is nie in die mense wat my betaal nie. My sekuriteit is, en ek weet, die Vader het my lief. En omdat hy my lief het, kan wat ook al gebeur, dis oukei. My sekuriteit is ook nie in 'n skare mense nie. Is nie in vriendegroepe nie. My sekuriteit is nie in aansien of wat die mense van my dink nie, want as dit sou wees, die oomblik wanneer mense nie meer dieselfde van my dink nie, dan gebeur dieselfde. My fondasie, alles waarop ek gebou is, val uit mekaar uit. Want nou het ek nie meer die aansien nie, ek het nie meer die skare mense wat my volg nie. Jesus se sekuriteit in die Vader is wat hom gemaak het dat hy voor die Fariseërs kon staan en sê, ek doen wat my Vader doen. Ek werk want my Vader werk. En dit wat hy doen, dit doen ek. En dit wat ek moet doen, dit wys hy my. Kan julle dink hoe eenvoudig en oningewikkeld sou die lewe wees as ons sekuriteit in die woord van God kon vind? In teksgedeeltes soos Romeine 5 vers 8. Ek toets nog hierdie ding uit, kyk of hy saamwerk. As ons sekuriteit kan vind in Romeine 5 vers 8 wat sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. My sekuriteit is nie in die wêreld nie, is nie in my huweliksmaat nie, is nie in my werk nie, is nie in aansien nie. My sekuriteit is in Jesus Christus wat my liefgehad het nog voor ek dit verdien het. Ek sien nou die dag so 'n oulike video. Moet dit nie aan jou kinders doen nie. Ek gaan dit nie eendag aan myne doen nie. Maar dis ouers wat hulle klein kleutertjies skrik maak. En van hulle skrik baie groot. Regtig baie groot. Maar wat ek opgelet het en wat ek onthou het in hierdie teksgedeelte is, die oomblik as daai kind skrik en hy gooi sy hande in die lug en hy skree en maar hy sien wie dit is, dan hardloop hy tog soontoe. Want dis sy ouer. Dis die persoon wat hom lief het. Onvoorwaardelik of hy nou skree en of hy nou oulik of soet is, die persoon het hom lief, so hy hardloop soontoe. Dis die sekuriteit wat ons in Jesus Christus moet vind. En dis wat Romeine 5 vers 18 sê, toe jy dit nog nie verdien het nie, toe dit nie joune was om te verdien nie, toe jy nog niks gedoen het vir dit nie, en jy kan ook niks doen vir dit nie, het God sy liefde aan jou bewys deur sy seun gestuur, om vir jou te sterf. As ons sekuriteit daarin kan vind, ons fondasie daarin kan vind, maar hoekom sy seun stuur? Hoekom sekuriteit daarin vind? Hoekom kon God nie self aarde toe gekom het nie?
Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 19. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Vers 19 begin met, dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Toe Jesus aan die kruis hang, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Toe hy aan die kruis hang en hy het al die seer en pyn wat deur hom gaan, het die Vader presies dieselfde pyn beleef. Hy het die pyn van verlies beleef, toe hy sy seun moes gegee het. Hy het sy liefde onmiskenbaar vir ons bewys, deur nie net sy seun te gee nie, maar self deur die seer te moes gaan, selfs deur die verlies te moes gaan om sy seun te gee vir my en vir jou, wat dit nie eens verdien nie. So hoe kan ons dan nog steeds sit en sê, maar ek wonder of die Vader my liefhet. Ek wonder of hy regtig omgee oor my. Ek het dit al gesê, ek was nog nooit 'n tiener nie, of ek het nog nooit een gehad nie, maar ek was een. Ek was nie oudgebore nie, moenie worry nie. Dan sal ek en my ouers vassit oor iets wat hulle nie vir my wil gee nie. Ek wil saam met my vriende uitgaan en hulle sê nee, dan storm jy kamer toe en jy slaan die deur toe en skree, maar ek dink nie as julle is lief vir my nie. Of julle is nie eens lief vir my nie. Hoe baie keer hanteer ons nie die Here so nie? Net omdat my dinge hier en nou nie uitwerk nie. Net omdat dit hier en nou nie lekker is nie. Net omdat ek nou deur 'n sukkel en moeilike tyd gaan, nou dink ek sommer die Here is nie lief vir my nie. Soms moet ons teruggaan en onsself herinner dat hy het sy seun gegee nog voordat jy dit verdien het. As jy jou sekuriteit daarin kan vind, en nie in eggenote of verhoudings nie, nie in werke of plekke nie, nie in mense of vriende of wat ook al nie, nie in geld nie, as jy jou sekuriteit daarin kan vind, dat Jesus Christus het jou lief, man, die lewe gaan vir jou aansienlik makliker raak. Dalk nie fisies nie, maar die manier hoe jy dit affekteer, gaan drasties verander. Dan is daar 'n lang gedeelte, kan julle sien, dit lyk groot genoeg, om vervul vra, ek sien hy dra bril, kan jy daar lees? Ok, dan kan almal daar lees. Vers 21 tot 26. Dis die 4de karaktereienskap wat ons by Jesus sien, so ek gaan alles vir ons lees. Want, soos die Vaders die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook die lewend wie hy wil. Die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die volle oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer nie die Vader nie. Eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen, ek sê vir julle, wie my woord hoor en glo wat my gestuur het die ewige lewe, en vir hom is daar geen veroordeling nie. Maar hy het uit die dood uit na die lewe oorgegaan. Amen, amen, ek sê vir julle, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor sal lewe, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee, om lewe in homself te hê. Kan julle sien wat is die 4de karaktereienskap?
vierde karaktereienskap wat ons hier sien, is Jesus se harmonie met die Vader. Hy beweeg saam met die Vader. Wanneer die Vader lewend maak, maak hy lewend. Wanneer God oordeel, omdat God kan oordeel, kan Jesus ook oordeel. Hulle is in konstante harmonie met mekaar. Maar sien hierdie spesifieke woorde van Jesus het die Fariseërs nog verder omgekrap. Nog verder het hy hulle so bietjie rooi om die wange gemaak. En hier is hoekom. So die Jode se kop het gebreek want hulle het geglo dat God alleen is die bewaarder van drie sleutels. Die eerste sleutel is die sleutel van die skatkamer van die hemel. Is gewoonlik waar hulle glo dan reën vandaan kom. Is God het die skatkamers van die hemele oopgesluit en daar het reën gekom. Dit was die eerste sleutel. Die tweede sleutel was, julle kan gaan lees Deuteronomium 28 vers 12 praat daarvan. Die tweede sleutel is die sleutel van die baarmoeder. Die teksgedeelte wat hulle daar kry is Genesis 30 vers 20. Jakob en Rachel gaan so 'n bietjie aan die stry oor kinders kry. En Jakob vra vir Rachel, is ek in die plek van God wat die vrug van jou moederskoot weerhou? Ander vertaling sê wat dit gesluit het. So hulle het geglo dat wanneer 'n vrou nie kon kind kry nie, het God haar baarmoeder gesluit. Dit was die tweede sleutel gewees. En dan die derde sleutel in die teksgedeelte wat hulle daar rondom gebruik is Esegiel 37 en dis die sleutel van die graf. Hulle het geglo net God kan lewend maak. Net God kan mense uit die doodheid opwek en daarvoor het hy die sleutel van die graf. So toe Jesus erken dat hy ook een van hierdie sleutels bewaar in homself, het hy homself weer gelyk gestel aan God. Onthou julle wat het die Fariseërs die vorige keer so omgekrap? Omdat hy homself gelyk gestel het aan God. En hier doen hy dit nou konstant. En onthou ons het mekaar gesê, daai Griekse woord vir hy het homself gelyk gestel aan God was in die present perfect tense. Wat beteken hy het dit aanhoudend gedoen. Konstant die hele tyd. En hier sien ons dit nou. Die hele tyd verwys hy na hom en die Vader dieselfde. Hulle doen dieselfde ding. Hulle maak lewend, hulle oordeel so aan. Maar sien hier kom die les wat ons daaruit leer. Die harmonie tussen die twee. Hoekom hulle saam beweeg en op gelyke vlak is. Verder in die teksgedeelte sal julle sien praat Jesus baie oor eer. Kom ons lees dit net weer saam. Hierdie ding wil nou nie saamwerk nie. Vers 22. Die Vader oordeel ook niemand, maar hy het die volle oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dis vers 22 en vers 23. So Jesus praat baie oor eer in hierdie teksgedeelte. En hier is hoekom. Vir die Fariseërs sou dit geweldig omgekrap het, dat Jesus sê dat julle moet die Seun eer, soos julle die Vader eer. Want hy het die krag om lewe te gee, en hy het die krag om te oordeel en so aan. So wat sê Jesus dan nou eintlik hier vir hulle? Onthou wat sê hy? Hy sê julle moet die Seun eer, soos julle die Vader eer. Wat Jesus dan vir ons hierso sê is jy kan nie die Vader eer as jy nie die Seun eer nie. Sien, daar's stalle gelowe, okkulte daar buite, mense wat erken dat Jesus 'n lewende persoon was. Hulle erken hy het op die aarde geloop en hy was hier, maar hulle eer hom nie soos wat hulle God die Vader eer nie. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. Islam. Julle ken dit, die moslems. Hulle glo Jesus was 'n profeet gewees. Die Koran sê totdat Jesus was die Messias gewees. Maar hulle eer hom nie as God nie. Al glo hulle soveel reg, omdat hulle hom nie eer as God nie.
mis hulle die punt. Die Jehovah's Witness, Jehovah getuies. Hulle glo Jesus was die seun van God. Hulle glo hy was die Messias gewees, maar hulle eer hom nie as God nie. En daarom sit hulle ook die pitpot, hulle sit alles mis. Die Mormone, hulle glo Jesus was die seun van God, hulle glo tot dat hy goddelik was, maar hulle ontken dat hy God was. Hy was goddelik, hy was soos God, maar hy was nie God nie. So hulle eer hom nie as God nie. Hulle eer hom nie soos wat hulle die Vader eer nie, en daarom mis hulle dit. Ons het reg in die begin van Johannes het ons gepraat oor hierdie nuwe ding wat sy kop uitsteek, die Bahai of iets soos dit. Verskriklik moeilik om uit te spreek, maar moenie worry nie, julle gaan nooit dit nodig hê nie. Julle gaan net hier bly. Dit is die samevoeging van al hierdie verskillende gelowe nou, Islam en Boeddhiste en al hierdie mense wat nou saam sê, man, ons is almal op een berg en God is op die middelpunt en al die verskillende gelowe is net verskillende stroompies en trappies op tot by dieselfde punt. Dis nonsens, in elk geval. Hulle glo dat Jesus Christus was 'n groot boodskapper, 'n great messenger. Maar hulle eer hom nie as God nie. Daarom mis hulle dit ook. Die Hindoes glo hy was heilig, hy was 'n guru, hulle eer hom nie as God nie. Die Boeddhiste glo hy was 'n geestelike figuur, 'n leermeester, maar hulle eer hom nie as God nie. Sien julle wat doen die vyand? Wanneer ons oë begin oopgaan vir wat die vyand doen, dan is dit makliker om sy taktieke, sy kloue raak te sien in die samelewing. Hy wil nie hê jy moet weg van God af beweeg nie. Hy wil hê jou gedagtes moet op God gerig wees. Man, dink net aan God en doen al hierdie geestelike goed. Al hierdie mense glo dat ons dien tog tot 'n mate toe dieselfde God. En ons is okay. Maar kom ons haal net Jesus uit die prentjie uit. Kom ons haal net hom uit die prentjie uit. Want wat wil die vyand hê? Hy wil jou uit die hemel uithou. En wat sê Jesus is die enigste weg, die enigste waarheid? Is deur hom. So wanneer die vyand dit kan regkry om te sê, man, kyk hierso is God, ons almal dien God, kyk net hier, maar vergeet net gou van Jesus. Man, jy kan kyk totdat jou nek permanent opkyk. As jy Jesus Christus mis, sit jy die pot mis jy alles. En dis die harmonie tussen Jesus en die Vader. Ja, hulle is twee aparte entiteite, maar vorm saam met die Heilige Gees, God, die drie-eenheid. Jy moet hulle gelyk eer. As jy hulle nie gelyk eer nie, as jy Jesus uit die skakel uithaal, mis jy dit. Dis hoekom soveel mense van ander gelowe voel, man, maar ons is fine. Ons dien dieselfde God, dis okay. Ons moet darm iets daarvoor kry. Ons gaan ook darm eendag voor die wit troon, die oordeelstroon staan en sê, maar ons het darm in God die Vader geglo. Ons het darm saaf en toe met die Heilige Gees gepraat. Enige geloof wat ooit vir jou sê, man, sit net vir Jesus so een kant, net 'n bietjie. Jy kan maar weghardloop. Jy kan maar vinnig hardloop. Vers 27. Hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. So wag net hier 'n bietjie. Ons sien in die vorige groot gedeelte wat vir ons praat oor die harmonie tussen God die Vader en God die Seun, sien ons hy praat ook die hele tyd van hoekom die Seun kan oordeel. En God die Vader het aan die Seun die mag gegee om te oordeel. Hoekom dink julle was dit nodig dat Jesus Christus moes oordeel?
Hoekom dink julle is dit so belangrik dat Johannes soveel klem daarop lê om te sê, kyk wat het gebeur. Hy sê dit herhalend oor en oor die heeltyd. Julle moet oplet. Die mag om te oordeel is aan die Seun gegee. Hoekom is dit so belangrik? Naby, is reg, maar ons kan nog nader gaan. Wie beter om te oordeel as die een wat deur alles was waardeur jy ook gaan? Ek kan nie 'n dokter se werk oordeel as ek nog nooit 'n dokter was nie. Ek kan nie oordeel hoe hard Phil werk of hoe hard oom Alwyn werk of hoe hard oom Herman werk of hoe hard oom Benny werk as ek nog nooit in hulle skoene was nie. Ek weet nie wat in hulle lewens aangaan nie. Ek kan nie oom Benny oordeel vir sy besluite, maar ek is nie in oom Benny se skoene nie. Ek weet nie wat het hom gedryf tot by die besluite wat hy gemaak het nie. So wie beter om ons te oordeel as die persoon wat in ons skoene was, wat ons las gedraai het, wat 'n mens was, wat versoek was. Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 15, hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. En Hebreërs raak 'n ander punt hieraan. Want kom ons sê, ek kry iemand wat baie dieselfde pad as ek gestap het. Wat so te sê in my skoene getrap het. As hy ook aangejaag het, kan hy my nie oordeel nie. Want wie is jy dan om te sê? Wie is jy om my te oordeel? Het jy gesien wat doen jy? So die rede hoekom die mag van oordeel oorgegee is aan Jesus, want nommer 1, in alle opsigte was hy gelyk aan ons het dit laasweek vir mekaar gesê in Filippense, sê hy het homself leeg gemaak van elke vorm van goddelikheid, om aan ons as mense in alle omstandighede of in alle opsigte gelyk te word. En Hebreërs sê dat hy is ons hoëpriester wat medelee het met ons swakhede, want hy was net soos ons in elke opsig versoek, maar hy het nie gesondig nie. So wie beter is daar om my regverdig te oordeel? Ek kan nie 'n mens vertrou om eendag daar te staan en te besluit, okay, jy links, jy regs, jy links, jy regs. Jy rus, jy brand, jy rus, jy brand. Ek kan nie 'n mens vertrou om dit te doen nie. Want wat as ek hom iewers te omgekrap het? Ek gaan warm plekke toe. Kom ons vat dit nog 'n vlak dieper. Dink jy ek as mens kan dan bekostig om iemand anders te oordeel? Dink jy ek kan myself op daai plek hoog genoeg sit waar Jesus eintlik hoort? Omdat hy die hoëpriester was wat gelyk was aan ons in elke opsig, versoek in elke opsig, maar nie sonde gedoen het nie. Kan ek my op dieselfde level sit deur om te sê, okay, maar ek kan oordeel? Nee, glad nie. Ek verdien nie die reg om enigiemand te oordeel nie. Want nommer 1, ek het 'n ander pad gestap. En nommer 2, ek het aangejaag langs die pad. En ek het sonde gehad. My enigste verantwoordelikheid, my enigste opdrag, is hele lief. Hele lief. Eer God met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En hê jou naaste so lief soos jouself. Al wat hy van my verwag. Nie oordeel nie, nie besluit wie is reg of verkeerd nie. Dit behoort aan Jesus. 'n Mens soos ons in alle opsigte. Hy het emosies gehad, hy het angs gehad, hy het kwaad geword, hy was versoek. Omdat hy weet wat dit kos om mens te wees.
en hy het nie gevou nie. Daarom is die mag om te oordeel aan hom gegee. Daarom wanneer jy dalk iewers te afvallig raak, kom ons gebruik julle nie as 'n voorbeeld nie, sorry. Julle gaan almal saam met my op die eerste bus. Maar vir die mense wat eendag voor die wit oordeelstroon gaan staan, gaan nie voor God staan nie. Gaan nie voor die Vader staan nie. Gaan nie voor die Heilige Gees staan nie. Gaan voor Jesus Christus staan. Want aan hom is die mag gegee om te oordeel. Vers 28. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal in grafte sy stem sal hoor en sal uitkom. Die wat goed gedoen het tot in die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het tot die opstanding van veroordeling. So hier kom Jesus seker agter dat die Fariseërs is nommer 1 of nie besig om te luister nie, of hulle weet nie waarvan hy praat nie. Ek dink op 'n stadium met die Fariseërs maar hulle koppe gekrap en gesê, ons is nou nie meer lekker by nie. Ons het bygehou waarvan die ou nou praat, maar nou wees ons nie meer lekker seker wat hy sê nie. So vers 28 sê hy sê vir hulle, moet julle nie hieroor verwonder nie. Moenie so staan en julle koppe krap nie. Daar kom 'n tyd wat almal uit die doodheid gaan opstaan en dan sal julle sien wie is die een wat oordeel. Dis wat hy vir hulle hier probeer sê. Hy sê julle hoef my nie nou te glo nie. Julle hoef nie nou te wonder of ek reg of verkeerd is nie. Julle hoef nie nou die boekrolle uit te pluk en te gaan opsoek wat gebeur en wat gebeur nie. Julle moet vir my sê as ek agterraak met hierdie ding. Ja. Wil doen. Ja. Ons is nie eens by magte om onsself te oordeel nie. So. Sê vir hulle moenie hieroor wonder nie. En julle gaan almal eendag doodgaan. En julle gaan almal eendag weer opstaan. Geregtiges en ongeregtiges, regverdiges en onregverdiges. Julle gaan almal opstaan. En wanneer julle opstaan, dan sal julle sien. Dan sal julle sien ek was reg gewees. Dan sal julle sien wie voor julle staan en die mag het om te oordeel. En die mag het om lewend te maak en die mag het om dood te maak. Dan sal julle sien. Dis hoekom hy vers 28 sê moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, en die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Nou vers 29, begin eintlik 'n baie interessante gesprek. 'n Interessante gesprek wat ons meer in diepte sal hervat, as ons die boek Openbaring doen. Maar ek wil dit net gou vir julle lees. Hy sê, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Nou, ons is nie daarmee onbekend nie, dat ons as kerk, die liggaam van Jesus Christus, gaan voordat die verdrukking kom, saam met hom weggeneem word. Dan gaan ons op hemel toe en ons gaan by hom tyd spandeer, totdat ons nou almal weer terugkom na die verdrukking. Wat ons nie altyd besef nie, en hierdie teksgedeelte laat dit klink asof die twee op dieselfde tyd gebeur. Wat ons nie altyd besef nie, is die wat goed gedoen het en die wat verkeerd gedoen het, die regverdiges en die onregverdiges, gaan nie op dieselfde tyd opstaan nie. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Dit
Dit sê, want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met die trompet geskaal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Sal eerste opstaan. Daar's 'n kronologiese orde nou bevestig van wie staan wanneer op. Eerste, dies wat in Christus gesterf het. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word en die Here in die lig ontmoet, en so sal ons altyd by die Here wees. So dis wat regverdig is, ons gaan eerste opstaan. As jy jou oë toemaak en hier uitleef voordat die Here kom, gaan jy voor die regverdiges opstaan en jy gaan saam met die Here opvaar en jy gaan vir ewig by hom wees. Hoor wat sê Openbaring 20 vers 4 tot 6. Dit sê, ek het ook trone gesien en aan die wat daarop sit is mag verleen om te oordeel. Wat het Johannes gesê? Wie is die een wat die mag het om te oordeel? So van wie praat hy hierso? Jesus. Is die mag verleen om te oordeel. Ek het siele gesien wat van hulle wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus se woord oor Jesus en die woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie, en nie die merk op hulle voorkop of op hulle hand ontvang het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus regeer 1000 jaar lank. Die oorblywende dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar verstryk het nie. Dit is die eerste opstanding. Gelukkig en heilig is die wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood nie mag nie. Hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met hom 1000 jaar lank regeer. Hier skryf Johannes ook weer. Skryf ook Openbaring. Hy sê dies wat nie gebuig het voor die dier nie, hulle het eerste opgestaan. En dies wat gebuig het, dies wat sonde in hulle lewe gehad het, dies wat nie geglo het nie, hulle het eers na die 1000 jaar opgestaan. Vir wanneer? Vir die oordeel. Die eerste wat opstaan, hulle sal lewe ontvang. Maar die tweede groep sal veroordeling ontvang. Kan ek die geleentheid gebruik om te sê, die wit troon is nie 'n plek waar jy wil opeindig nie. Dis nie 'n tweede kans nie. Dis nie soos 'n hof waar jy nou daar gaan instap, want baie mense sit met hierdie mispersepsie dat ek gaan nou daar aankom en die Here gaan vir my vra wat het ek als gedoen, of ek moet myself nou verduidelik, of ek moet nou antwoord gee en ek gaan kan appeleer, en as ek slim praat en my wy kry, sal ek my wy tot in die hemel kan inpraat nie. Dis nie die geval nie. Wanneer jy daar staan, is alreeds te laat. Wanneer jy daar staan, ontvang jy net die vonnis. Dis nie 'n kans om te verduidelik met die hoop dat, as ek maar net sê dat ek het goed probeer leef. Ek het die regte ding probeer doen. Ek het altyd probeer om 'n goeie mens te wees. Dit gaan jou nie dan help nie. Moenie uitstel nie. Jou enigste kans is deur Jesus Christus. Jou enigste kans is om saam met hom op te gaan. Amen. Vers 30. Uit myself kan ek niks doen nie. Ek oordeel volgens wat ek hoor en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Vers 30 is die 5de karaktereienskap van Jesus Christus wat ons sien. Die eerste ene is sy verhouding met die Vader. Sy tweede ene is sy afhanklikheid van die Vader. Die derde ene is sy sekuriteit met die Vader. Die vierde ene is sy harmonie met die Vader. En dan die 5de ene wat ons sien, is sy onderdanigheid aan die Vader. Sien, alhoewel hulle in God gelyk is Jesus nog steeds onderdanig.
en soek hy nie sy wil nie. Nie wat hy wil doen nie. Jesus het geen spesiale agenda nie. Hy het geen visie sonder wat die Vader vir hom gee nie. Daar is niks anderste wat hy soek as om die wil van die Vader te doen. Jesus se enigste wil was om die wil van die Vader te doen. Kan ek julle uitdaag? Hoe laat is dit? Dis 6:15, Sondag aand. Van nou tot 6:15 volgende week Sondag aand. Wil ek jou uitdaag om die volgende te doen. Om te doen net wat die Vader wil hê jy moet doen. Dit klink eenvoudig. Klink maklik, ek doen dit mos nou elke dag. Wees attent daarop. As jy opstaan en jy stap om die ketel te gaan aansit, vra vir die Vader, Here, wil jy hê ek moet nou koffie drink? Wanneer jy die bakkie uit die kas uithaal om vir jou pap in te gooi, Here, wil jy hê ek moet nou eet? Hoe so? Okay. Wanneer hy stilte tyd gespandeer het. Ek hoor, maar leef 1 week attent net daarop. So baie mense gaan net deur die lewe en doen net die lewe. En ek weet die Vader verwag van my om Sondag kerk toe te gaan, so dis wat ek maar volgende gaan doen. Dis die volgende ding wat ek weet die Vader wil hê ek moet doen. Maar wanneer beweeg ons van 'n dag tot dag ruimte, of 'n dag tot dag gewoonte om uit te vind, wat wil die Vader hê moet ek doen vandag? Wil die Vader dalk hê ek moet vas vandag en stilte tyd spandeer om hom te sien doen? Wanneer ek my foon optel en ek sê, Here, met wie moet ek praat? Sê vir my. Wanneer ek in my kar klim en ry en die Here sê, maar gaan drink koffie daar. Moet dit nie net afskryf as my eie gedagtes nie. Ag, ek dink nou maar net vir weer goed uit. Vir 1 week, van nou tot volgende week. As die Vader iets vra, doen dit. En nie met jou eie agenda nie. Ek dink hier is waar ons dit soveel keer mis. Nie met jou eie agenda nie. Ek het môreoggend 'n afspraak. En ek beloof dit vir julle. Ek sal vir julle die WhatsApps wys. Ek het nie 'n idee wat om te verwag nie. Ek het 'n halwe idee hoekom die persoon my kom sien. Maar ek het nie 'n idee. Ek het 'n afspraak gemaak want dis wat die Here wil hê ek moet doen. Nee, ek het 'n idee wat om te verwag. Ek verwag drama. En die persoon is nie hier nie, hy kom nie na die kerk toe nie, so julle hoef nie uit te figure nie. Ek gaan ook nie vir julle sê hoe laat môre is hy hier nie. Ek kon so maklik gesê het, ekskuus, ek is besig môre, ek sien nie kans hiervoor nie.
So ja. As dit daai tipe drama was, dan het ek dit baie makliker geface. Maar hierdie is die tipe drama waar dit is 'n totale mispersepsie van wat die woord sê. En die persoon wil nou kom en hy wil nou dit in my keel kom afdruk. So ek weet wat om te verwag. Ek weet wat kom. En ek kon so maklik gesê het, nee, ek sien nie kans hiervoor nie, gaan vertel vir iemand anders asseblief. Hou verby. Maar ek het in daai oomblik met my foon gesit. En die Here het my gesê, ek wil hê jy moet gaan in elk geval. Dis my wil. Jou wil, is om vir hom te sê, jy is besig maandag. Maandag is 'n besige dag, nee is. Maandag is besig. Elke dag is my afdag, julle moet nog net bykom. Maar om meer sulke oomblikke te hê, waar ek nie my wil soek nie, maar God se wil. Waar ek nie doen net wat ek wil doen nie, maar ek sit en wag dat hy vir my sê wat moet ek doen. As hy wil hê ek moet Pretoria toe gaan, man, Here, as ek daar kom, sê vir my wat moet ek daar doen. Daai tipe verhouding met hom te hê. Sien, ons raak so vasgevang in hierdie lewe. Ek wil eers 'n tank diesel hê. Ek wil eers geld maak. Here, ek wil eers die wêreld toer voordat ek hierdie goed nou begin aanvat. Here, ek wil eers 'n huis koop voordat ek nou begin tiende betaal. Dit is nou hierdie ek wil eers. Dit klink so onskuldig. Maar wat ek eintlik besig is om vir die Here te sê is wag net bietjie met jou wil. Wag net, laat ek net eers doen wat ek voel ek moet doen en my goed in orde kry, Here, dan sal ek. En dan wonder ons hoekom die goed nie uitwerk nie. Ons wonder. Matteus 6:33. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers sy koninkryk. Soek en vra eers vir hom. Here, jy het hierdie geleentheid oor my pad gekom. Here, die persoon wil met my praat, ek sien nie kans nie. Here, wat sê ek vir hom as hy kom? Ek het 'n ander afspraak, sorry. Ek het 15 minute, jy moet. Hoe gaan ek reageer wanneer die Here aan my deur kom klop en vir my sê, hey, dis tyd. Ons het vanoggend daaroor gepraat. Wanneer die Here iets voor jou deur kom sit en dit lyk onmoontlik, dan is ons eerste reaksie, Here, maar dis nie hoe ek aan mekaar gesit is nie. It's not my cup of tea. Here, dis nie wie ek is nie. Here, ek het nie die persoonlikheid vir hierdie nie. Here, ek kan nie dit doen nie. Here, ek kan nie dat doen nie. Here, nee, jy moes 'n fout gemaak het hierso. Want ons het hierdie mispersepsie dat wanneer God vir my iets vra, dan toets hy my om te kyk of ek dit sal doen. Dis nie wat hy doen nie, hy toets jou nie. Hy stel jou in staat om dit te doen wanneer hy jou vra. Toe hy vir daai man gesê het, staan op, het hy nie getoets om te kyk of hy gehoorsaam sal wees nie. Hy het hom bekragtig, bemagtig om te kan opstaan toe hy vir hom sê staan op. Wanneer God met jou praat en van jou iets verwag, hy sit nie in die hemel en wonder of jy dit kan doen nie. Hy weet sy gees is binne in jou. En dat as jy net gaan luister en reageer, sal jy dit kan doen.
Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, ons loof U en ons prys U vir U woord. Ons gee aan U al die eer en al die lof en al die aanbidding, Here. So baie dankie, Here, dat ons U woord kan oopmaak en dat ons kan sien wie U is, Here. En wat was U verhouding met die Vader? Here, wat is die karaktereienskappe wat U gehad het, Here, sodat ons dit ook kan aanleer? En Here, my gebed is dat U Heilige Gees nog meer en nog harder en nog sterker in elkeen van ons sal werk, Here. Here, hou aan om ons voor te berei. Here, ons wil soos die profeet bid en sê, Here, hier is ons. Stuur ons. Here, want ons weet na vandag, Here, dat U gee nie vir ons opdragte om ons te toets nie, Here, maar U stel ons in staat. So, Here, ek bid vir myself en vir elke persoon wie in hulle harte hier saamstem vanaand, Here. As ek vra, stuur ons. Gebruik ons, Here. Ons tyd vir skaam en bang wees is verby. Ons tyd vir verskonings uitdink is verby, Here. Stuur ons. So baie dankie, Here, dat U hand van beskerming en genesing oor elkeen van ons is, Here. Ons weet dat U alles in beheer, onder beheer het en Here, en dat U in beheer is van alle dinge. Here, daarom gaan ons nie meer ons oë slaan op die waters en op die storm en op alles wat verkeerd gaan, Here. Ons gaan ons oë rig op die een wat ons voorberei vir elke goeie werk en elke goeie werk in ons sal volbring. So baie dankie, Here, vir U liefde en genade. Ons bid dit in U almagtige en heilige naam alleen. Amen.